Ons is besig met 'n reeks en ek weet nie van julle nie, maar ons trek nou eers nog in Genesis. Ons is sterk op pad Openbaring toe. So sê vir die persoon langs jou, brace yourselves. Ons is besig om te kyk na die name van God en hierdie reeks is besig om my lewe, my verstand en alles net totaal en al te transform en ek glo dat die Here is ook besig om jou lewe aan te raak en dat die Here ook besig is om met jou te werk. Vandag gaan ons gesels oor God is El Olam, He the everlasting God. He is from everlasting to everlasting. En dis 'n ding wat geskryf is in die Psalms. He is the God of the everlasting to everlasting. Nou ek het nog 'n bietjie al gewonder oor daai ene, everlasting beteken everlasting. So dis everlasting to everlasting, dis everlasting. So sê vir die een langs jou, God is everlasting. As jy dit Afrikaans wil sê, as jy welkom, dan sê jy vir die persoon langs jou, God is die ewige God. Alright? God is die ewige God. En so ons gaan vandag 'n bietjie daar stil staan en ek wil net vir julle sê dat wanneer jy God begin identifiseer op sy name, dan is daar iets nuuts wat in jou lewe wakker word, want elke keer as ons worship en ons sing die woorde your name, dan is dit vir my soos daai name is al wat in die liedjie staan, maar dit is vir my soos 'n woordeboek wat oopmaak. En dit is net so amazing om God te aanbid, want ons begin hom meer en meer verstaan. Ons begin hom meer en meer ken by sy karakter en wie hy is. So die ewigheid is iets wat ons almal al oor gepraat het. Ons het al gewonder daaroor en ons het al vrae gevra oor wat gebeur na hierdie lewe? Wat is dit na hierdie lewe? En is daar iets na hierdie lewe? En hoe lank is die ewigheid? En ek dink dis die eerste probleem eerste fout wat ons maak, is ons koppel 'n tyd aan die ewigheid. Jy kan nie tyd aan die ewigheid koppel nie. So ons gaan nie vra hoe lank is die ewigheid nie, ons gaan net praat en sê daar is 'n ewigheid. En ek glo dat die Here vandag vir my en vir jou dit gaan kom net so 'n bietjie oopbreek, want as ons verstaan dat God is die God van die ewige en hy's die ewige God, dan sal dit hier op aarde vir my en vir jou meer sin maak om ons lewe totaal en al vir hom te gee. Want hy verstaan alles. Hy weet alles. En ek en jy kan op 'n plek kom waar ons hom kan leer ken en waar ons hom kan aanbid met alles wat binne ons is. Hoekom? Want hy is die ewige God. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En nou ek gaan myself onderbreek hierso. Ons val in die trap weer eens om wanneer ons praat van hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid, val ons in die trap van koppeltyd daaraan. As ons sê, hy is die God van gister, wat doen ons? Ons dink aan gister. Ons dink aan gister. Ons dink aan die rugby wat gister plaasgevind het. Dink aan die interskole van gister, die derby. En ons dink aan die sevens, en ons dink aan al die sport, en ons dink aan die bokkies. En ons dink aan al die dinge van gister. En ons plaas God dan binne in daardie tyd van gister. As ons sê God is vandag, dan plaas ons God binne in hierdie tyd van vandag. En as ons sê God is die God van die toekoms, dan plaas ons hom weer in 'n boks. En ons sê vir hom, dit is die toekoms. Maar wanneer ek en jy die woord lees in die Bybel, en ons gaan dit nou lees, en ons lees, hy is gister, vandag en tot aan al ewigheid dieselfde, is dit eintlik wat die Bybel vir ons sê is, die ewige God is dieselfde. Maak nie saak in wat se tyd gleef ons hom sit nie. Sy karakter verander nooit. Sy besluite verander nooit. Hy is dieselfde. Hy is dieselfde. Hy is dieselfde. Hy is dieselfde. Hy is die onveranderlike. Hy is dieselfde. Sê vir die persoon langs jou, God is dieselfde. Dieselfde God wat ons ontdek in Genesis is dieselfde God wat ek en jy vandag beleef.
Dieselfde God wat die Rooi See oopgemaak het, is dieselfde God wat ek en jy vandag beleef. Ek en jy beperk hom, soveel. Ons sit God in ons konteks, in ons kultuur, in ons Suid-Afrikaanse konteks, plaas ons God in 'n boksie en ons sê vir en ons vra vir die Here om dit net binne in daai boksie te werk. Maar het jy geweet dat die Here het al klaar jou sterfdag gesien? Ek en jy wonder nog, hoe gaan ons eendag doodgaan? God het klaar gesien wat gebeur. Hy weet hoe lank tyd jy nog op aarde het. Hy weet of jy nog gaan leef tot Jesus terugkom. Hy weet alles. Hy het klaar gesien hoe die duiwel in die hel gegooi is. Hy het ook klaar gesien hoeveel mense teen hom draai en 'n keuse maak vir die vyand. Dit moet my en jou aanmoedig om vandag elke dag te leef met die gedagte, elke dag leef ons vir God. Hoekom? Want ons werk nie en ons dink nie net oor vandag nie. Ons dink nie net oor gister nie. Ons dink nie net oor die dag van môre nie. Ons moet dink aan die ewigheid. Ons moet dink aan die ewigheid. En die ewigheid is lank. As ek 'n tyd aan die ewigheid moet sit, dan is die ewigheid lank. Die horlosie gaan net aanhou loop. Weet jy, kry mos daai horlosies wat net loop. Wat noem hulle dit? Kinetic horlosies. Soos wat jy jou arm beweeg, soos wat daar beweging op jou arm is, hy wen hom, hy hou aan loop. Hy hou aan loop. En die ewigheid is aanhou. Dit is aanhou en aanhou en aanhou. So kom ons maak ons Bybels oop in Genesis 21. Genesis 21 en so ons vandag praat dan van oor El-Olam. Sê dit lekker hardop saam met my. God is El-Olam. Ok, ek weet dit is 'n tongtwister. So kom ons sê dit in Afrikaans. God is El-Olam. God is El-Olam. Ja, so as jy nou vir Jerusalem gaan besoek of jy Israel gaan besoek, dan kan jy ten minste God se name sê. Ok, so jy kan daarom vir die ouens sê El-Olam. En hulle gaan weet wat jy sê. Jy gaan kan sê El Shaddai en Shalom. Nee, jy gaan daarom 'n paar Hebreëse woorde hê. So, maar kom ons kyk in Genesis 21 vers 22. About this time, Abimelech came with Phicol, his army commander, to visit Abraham. God is obviously with you, helping you in everything you do. Stop gou daar. Dink jy dit is iets wat mense vir jou kan sê vandag? Wie van julle sal daarvan hou as mense na jou toe kom en sê, ek kan sien God is met jou? Nee? Right. So, my vraag aan elkeen van ons is, hoe leef ons lewe met God, dat mense na jou toe kan kom en vir jou kan sê, ek kan sien die Here is met jou. Hier kom die koning na Abraham toe, en hy sê vir Abraham, God is obviously with you, helping you in everything you do. Abimelech said, swear to me in God's name that you will never deceive me, my children, or any of my descendants. I have been loyal to you, so now swear that you will be loyal to me and to this country where you are living as a foreigner. Nou, ek wil net gou hier inkom, mense, ons moet verstaan, Abraham is 'n ou van buite hierdie land, en die koning van hierdie land kom en sê vir hom, I am loyal to you, so be loyal to me. Abraham was next level. Hy was 'n next level persoon. Ons praat van Abraham, en ons almal dink aan die ou oom wat kinders gehad het. Abraham was next level. Hy was so naby aan God en hy het so 'n goeie verhouding met God gehad dat die konings van daai tyd na hom toe gegaan het en vir hom gesê het, God is met jou, wees asseblief loyal aan my want ek is nog altyd loyal aan jou.
Kind van God, hoor wat sê die Heilige Gees vandag vir my en vir jou. Wanneer ek en jy in 'n verhouding met hom staan, wanneer ons in geregtigheid wandel en ons 'n verhouding met God het en hy ons eerste liefde is, dan sal die wêreld nie anders kan as om na my en jou te draai en te sê, God is obviously with you. Ons stap in die wêreld en dit is 'n tendens reg oor die wêreld dat die kinders van die Here, die Christene stap met 'n houding van kry my jammer. Kry my jammer. Vir hoe lank het die kerk op 'n plek gestaan waar as jy iets gaan koop, dan sê die ouens, ag ons gee ons 'n spesiale prys vir die kerk. Kyk, en ek sê eerste ou wat sê dankie vir die spesiale prys, dankie, ek noem dit dankie vir die familieprys. Maar ouens, die kerk het so in 'n groef geval dat ons staan bakkant vir so baie dinge. Ons staan so in 'n plekkie van help my. Nee, ons is kinders van God. We have abundance. Hoekom? Want ons is sy kinders. Wat is abundance? Dis om genoeg te hê, om te voorsien vir jou en vir ander. That's abundance. En daarom moet ek en jy leef met hierdie mentaliteit van ons is God se kinders en hy kyk na ons. Maar ek kan nie gaan leef soos wat ek wil en dink al die seëninge van die Here gaan op my lewe neerreën nie. Nee, jy moet leef in geregtigheid. Jy moet leef volgens sy wil. En ek meen Abraham het gegaan tot by die punt waar hy sy eie seun sou offer. Hoe ver het ek en jy al gegaan in ons offers? En ek praat nie nou van offers nie, ek praat nie nou van die fisiese. Ek praat van wat het ek en jy al neergelê? Wat het ons al neergelê vir God? Wat het ons al surrender? En ek wil vandag dit vir jou stel, ek en jy het die vermoë om te kan leef soos wat Abraham geleef het. Hoekom? Want ons het die geloof wat Abraham gehad het ek en jy ook vandag. Hoekom? Want ons het die Heilige Gees wat ons help om in geloof te leef. Kom ons gaan verder. Vers 24. Abraham replied, "Yes, I swear it." Then Abraham complained to Abimelech about a well that Abimelech's servants had taken by force from Abraham's servants. "This is the first I've heard of it," Abimelech answered. "I have no idea who is responsible. You have never complained about this before." Abraham then gave some of his sheep, goats, and cattle to Abimelech, and they made a treaty. But Abraham also took 7 additional female lambs and set them off by themselves. Abimelech asked, "Why have you set these 7 apart from the others?" Abraham replied, "Please accept these 7 lambs to show your agreement that I dug this well." Then he named the place Beersheba, which means well of the oath. Want dis waar hulle mos nou die covenant met mekaar gemaak het. Because that was where they had sworn the oath. After making their covenant at Beersheba, Abimelech left with Phicol, the commander of his army, and they returned home to the land of the Philistines. Then Abraham planted a tamarisk tree at Beersheba, and there he worshipped the Lord, the eternal God, El-Ulam. And Abraham lived as a foreigner in Philistine country for a long time. Tot sover. Nou is eintlik 'n baie mooi storie. Koning kom na Abraham toe en hulle maak 'n oath met mekaar om te sê ons sal mekaar help en mekaar ondersteun, ons gaan nie teen mekaar opstaan nie. Ons sien hoe God met Abraham is en hoe die wêreld dan ook sien dat God met Abraham is. En baie interessant, Abraham kom en hy plant hierdie boom, hierdie tamarisk boom. Nou tamarisk boom is 'n boom wat in ongelooflike harsh environment kan groei. Hy kan in die woestyn groei. Sy wortels gaan verskriklik diep in die grond om die grondwater uit te trek. Maar meer as dit, op sy blare vorm hy in die aande sout. Kom daar sout uit wat die vog in die aande absorbeer. En dit is hoe hy sy water dan ook inkry. So hy kry dit van bo en van onder. Hierdie boom is immergroen.
Hy bly groen. Hy's altyd groen. En hierdie boom het 'n ongelooflike density, menende dat hy maak 'n baie mooi skaduwee. En dit is 'n cool plek en ek het so 'n bietjie gaan oplees oor dit en van die ouens sê hierdie boom werk soos 'n air conditioner. 'n Natuurlike air conditioner. En ek dink jy het so iets nodig in die woestyn. Alright? Jy het so iets nodig in die woestyn. Nou hierdie bome, een van sy karaktereienskappe is, as jy nou gaan lees oor dit, sê hulle, hierdie boom is everlasting. Hierdie boom leef vir ewig. Van hierdie bome is al so oud soos 400 plus jaar wat hulle nou al ontdek het. Daar's seker bome wat nou nog ouer is as dit. Maar hierdie bome word ongelooflik oud en hy vat stadig om te groei. Ek dink hulle vat omtrent soos 'n inch of so 'n klein spasie oor 'n jaar vat hy om te groei. So hy vat verskriklik lank om te groei. Maar wat vir my mooi is van hierdie storie is dat die Bybelse detail is vir ons so amazing. Dat Abraham gaan en hy plant hierdie spesifieke boom. Ek meen, hy kon nou maklik 'n appelboom gaan plant het. Ek weet nie of dit in 'n woestyn soos lekker sou gewerk het nie, die boere sal maar vir my moet sê. Hy kon miskien wingerd geplant het, hy kon miskien iets anders geplant het, maar die woord van die Here is so spesifiek dat hy hierdie boom gaan plant op hierdie plek waar hy die Here aanbid, want hy het gesê, hierdie boom verteenwoordig die ewige God. Hierdie boom sal 'n teken wees aan ons almal vir generasies op generasies op generasies dat God is die ewige God. Niks is betoeval nie. En die Here werk dit so uit dat hy hierdie boom dan plant. Nou ek wil gou vinnig vir julle ietsie wys. Hier is ons krag binne. Sien julle die krag? Wanneer gaan hierdie ding werk? So wanneer ek hom inplak. Kom ek plak hom maar hier in. Hy's ingeplak en hy's aan. Ek het krag in my hand. Hierdie lead kan net werk as hy ingeplak is by 'n sos. Sê my dit saam met my. OK. Daai is punt nommer 1. Gaan dit werk? Hoekom gaan dit nie werk nie? Hy is nie ingeplak nie. Moet ek hom inplak? Gaan dit werk? Dit gaan nie werk nie. Hoekom? Want hy's nie gemaak om in te plak nie. Hy het 'n ander doel. Ek gaan nou vir julle 2 lesse leer op een slag. Hoe werk dit nie? Aankom. Hoe gaan ek hierdie ouetjie aansit? Met veertjies. Nie op die mat nie. Daar's hy aan. Amazing. Ek en jy moet ingeplak wees by die bron om reg te kan funksioneer.
om tot ons volle potensiaal te kan kom. Amen? Ek en jy moet die regte bron hê wat ons aan die brand kan steek, anders gaan ons nooit ons vlammetjie kan laat brand nie. Dis hier die eerste les wat niks met die preek te doen het nie. Maar ek het net gedink is 'n goeie geleentheid. OK? Wat ek eintlik wil illustreer deur hierdie twee, is hierdie kers verteenwoordig jou en my lewe. As hierdie kers uitgeloop is, dan is die vlammetjie dood. Is dit so? Soms gebeur daar ongelukke. En dan is ons uit. En dan het ons ongelooflike paramedics en dan doen hulle CPR en dan is die potensiaal weer daar. Okay? Of ons het die Here wat soos Lazarus uit die graf uithaal kry en goed. Maar ons lewe hier is kort. As die kers uitgeloop is die vlammetjie weg. Maar hierdie lig met veronderstelling dat ons nou solar panels aan het en ons hoef nooit te worry oor Eskom nie. Hierdie lig sal vir altyd brand. Hierdie lamp sal vir altyd brand. Nou ek weet in vandag se lewe maak hulle hom net voordat as hy verby die warranty is, dan breek hy. Julle almal het dit al ervaar, maar die oorspronklike gloeilamp skyn tot vandag toe nog. Die eerste gloeilamp wat gemaak is, hy skyn tot vandag toe nog. Hy brand permanent. Hy het nie expiry date nie. Okay, so hierdie ding gaan eintlik vir ewig kan brand. Hierdie verteenwoordig ewigheid. Hierdie ene verteenwoordig ons lewe. Dit kan net so weg wees. In een oomblik, of dit nou geblaas word en of hy nou uitloop, of hy nou wanneer hy sy koers gegaan het, wanneer hy sy storie deurgehardloop het. Nee? Hy sy gang gegaan het. Dan is hy klaar. Ek en jy leef baie keer net vir hierdie oomblikke. Ek en jy is so ge-worried oor, is ons nog hier op aarde nog reg? Van ons se vlammetjies brand baie klein en van ons se vlammetjies brand lekker groot, maar ons is so ge-worried oor daai ene. Waar ons eintlik moet kyk na hierdie ene. Is die liggie 'n bietjie te skerp vir julle oë? Moet ek hom afsit? Kan ek hom aanlos? OK? Ek wil hê jy moet die ewigheid kan visualiseer in jou lewe. Terwyl ek en jy asemhaal hier op aarde, as ek nou 'n koppie boor moet sit en die suurstof word weg, dan gaan hy ook dood. Maar daai ene het nie suurstof nodig om te brand nie, hy's ewig. God is ewig. En as ek en jy vandag vaskyk net in ons kersies van 'n lewe, gaan ons hierdie oomblikke mis. Daar's ander illustrasies wat ek kon gemaak het. Ek kon nou 'n lang tou gehad het en gesê het, hierdie stukkie op die tou is jou lewe en die res van die tou lê hier af tot daar buite by die deur en ons sien nie eers die einde nie. Want dit is wat ek en jy vir mekaar sê. Wanneer ons kyk na die ewigheid, dan is dit soos om na die horison te gaan staan en te kyk na die see se horison en te weet, aan die ander kant daai lyn wat ek sien, is nog. Ek kan dit miskien nie nou met my fisiese oë sien nie, but there's more. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nog wat die Here vir ons in store het. Dit wat ek en jy hier op aarde ondervind en beleef, is maar net 'n fraksie van wat die ewigheid vir my en vir jou in store het. Die ewigheid is waar ek en jy moet beplan. En wat bepaal die ewige lewe? 'n Verhouding met Jesus. Jesus is die weg, hy is die waarheid, en daar is niemand wat na die Vader toe kom behalwe deur Jesus nie. Hy is die enigste deur. As ek by my huis wil inkom, kom ons sê ek het my voordeur toegebou en my agterdeur is oop, dan is dit die enigste deur in my huis. As ek die agterdeur toebou en dan is my voordeur die enigste huis, maar kom ons sê daar's net een deur in my huis. Hoe gaan jy by die huis inkom? By die deur. As jy by die venster inklim, gaan Wiete Skolle jou kom vang.
Want jy's 'n boef. 'n dief. Want net hy wat deur die deur gaan is in geregtigheid. En daarom moet ek en jy so seker maak dat ons lewe in Christus is. Nou El-Olam is the everlasting God. So kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar punte. Wat sê hierdie El-Olam vir my en vir jou? In die eerste plek, God is ewig. Ons het nou die illustrasie gedoen, ons het gehoor in die woord, dat God is ewig. Ek en jy het min of meer 'n prentjie van wat ewig kan wees. Okay? In ons konteks, in ons beperkte perspektief, in ons beperkte woordeskat, in ons beperkte horlosietyd, ek en jy weet, ewig is ewig en altyd. Okay? So God is ewig. Anders as mense is en die skepping is God altyd. Voordat die aarde en die skepping gemaak is en geskep is God. En dit breek ons breins. Dit breek ons koppe, want hoekom? Ek en jy probeer uitfigure hoe dit gelyk en ons wil prentjies daarin sit. Ons wil woordeskat hê daarvoor. Ons wil kan sien en kan weet hoe werk dit voordat die aarde daar was. Hoe gaan dit lyk as alles klaar is? As Armageddon plaasgevind het, Jesus het teruggekom, die vyand is uitgesorteer en alles word herstel. Hoe gaan dit? Jy weet, ons dink heeltyd so. Maar ek en jy kan nie vir God in 'n boks sit nie, want God is buite tyd. God is buite tyd. Dis daai effek van wat ek laas vir julle gewys het van hierdie bak is waar jy gebore is en hierdie bak is waar jy gaan sterf. God staan hier en hy sien jou sterfte, hy sien jou geboorte en hy sien alles tussenin. Maar God sien ook verder aan. God sien ook dieper. God sien hoër, God sien laer, God is oral. Ek het vanoggend vir die Dream Team gelees in Psalm 139. Sê Dawid, maak nie saak waarheen ek gaan nie. Al gaan ek na die doderyk toe, al gaan ek na die hemele toe, al gaan ek in die duisterste, donkerste plek, U is daar. God is oral. God is ewig. Hy's El-Olam. Hy's die ewige God. Hy bestaan buite tyd. Hy's nie gekoppel aan jou horlosie nie. Psalm 90 vers 2 sê, before the mountains were born. Dit is my so mooi gestel. Before the mountains were born. Before you gave birth to the earth and the world. From beginning to end, you are God. U is God. Jesaja 40 vers 28 sê, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. He never grows weak nor weary. Why? Because God is always the same. He never sleeps nor slumbers, sê die psalmdigter. God is ewig, hy's wakker. Dankie Here dat hy nie nou gaan slaap nie, want julle weet daar's 'n tydsone waar mense actually nou slaap. Nee? Ons is wakker, maar daar is die helfte van die aardbol slaap. God is wakker boor hulle. As hy dan nou God is wat slaap, dan gaan hulle nou slaap. Heerlik, dan gaan die Here die hele tyd slaap. Want almal slaap. Maar dankie tog, ons God slaap nie. Hy is wakker oor sy woord. Hy's wakker om te doen dit wat hy in jou lewe ingebou het. Hy's wakker om te doen dit wat hy beloof het. Hy weet wat hy doen. Terwyl ek en jy hierso leef, is God klaar besig om hierso dinge in plek te kry. Sodat wanneer ek en jy hier kom, dat ons reg sal wees om te kan doen wat hy wil doen. Die Here het al klaar hier goed geposisioneer, maar ek en jy is nog nie reg om dit te kan hanteer nie.
Ek en jy is nog nie sterk genoeg om daai goeders te kan doen nie. So in hierdie proses is die Here besig, in hierdie tydlyn van my en jou, is die Here besig om dinge te vorm in my lewe, sodat ek volwasse kan wees, sodat ek groter kan word, sodat ek maturity kan bereik. Hoekom? Sodat wanneer ek by hierdie punt uitkom, die plan wat die Here vir my lewe het, dat ek reg kan wees om dit te doen. Dit is soos Rudy wat 7 jaar oud is en so hoog kon spring. Nou kom Rudy by 13 jaar oud en hy kan so hoog spring, maar die Here wil hê dat wanneer ek hierso by 45 kom, moet ek 2 meter hoog kan spring. Dit help nie ek val hier uit en sê ek gaan nooit weer oefen om te spring nie. As die Here 'n plan in my lewe het, gaan hy die dinge in my, as ek sê, Here, ek gaan nou ophou spring, dan gaan die Here dinge in my lewe begin reglei. Hy gaan my guide en hy gaan my bring op 'n plek waar ek noodgedwonge weer gaan moet begin spring. Ek is amper by 2 meter. En dan gaan ek moet begin spring. Hoekom? Want God het 'n plan vir jou lewe. Hy's die ewige God en hy het tyd. Julle hoor wat ek sê? God is die ewige God, hy het tyd. Ek en jy is beperk tot ons tyd. Ons raak ouer en ons raak ouer en ons raak ouer en ons raak minder mobile. Genade, ek het hierdie week agtergekom ek is minder mobile. Jy dink nog jy kan lekker hardloop. Ek en die meisies gaan Checkers toe en hulle sê, kom ons reis. En hulle maak 'n joke, kom ons reis. Wie is eerste by die kar? Man, hulle woorde is skaars koud, toe spring ek weg en ek Checkers se parkeerarea hardloop ek. Ek het nou nie vir hulle gewys nie, aan hulle het saam met my gehardloop en Monique kom toe nou agterna. Ek het nou nie vir hulle gewys, maar toe ek by die kar inklim, toe is dit soos this is not right. Dank die Here vir 'n outomatiese kar. Ons is nie meer daai mobile wat ons moet wees nie. Maar weet julle wat is God mee besig? Hy's besig om ons te vorm na die plek toe waar ek en jy moet wees. En daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid. Sê vir een langs jou, jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om deel te hê aan die ewige God. Ons het 'n verantwoordelikheid om te doen dit wat die Here vir my en vir jou sê om te doen. Ons moet aanhou groei. Keep on growing. Sê vir 'n persoon agter jou, keep on growing. Kyk hoe klos daar. Alright, Jesaja 40 vers 28. Have you never heard, have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak nor weary. No one can measure the depths of his understanding. Die tweede punt wat El-Olam vir my en vir jou wys is, God se doelwitte verander nooit nie. God se doelwitte verander nooit ooit nie. Never, 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 never. God het 'n plan met jou lewe. Amen. Glo jy dit vanoggend? God het 'n plan vir jou lewe. Jeremia 29 vers 11 sê, die Here het 'n plan met jou lewe, 'n lewe wat hoopvol is, wat 'n goeie lewe is, wat vol blessings is. Die Here het beplan vir jou 'n goeie lewe. Maar ek en jy koppel daai goeie lewe aan ons materialistiese goed rondom ons. Ons koppel dit aan ons bankrekening, ons koppel dit aan ons koskaste, en ons koppel dit aan al hierdie tipe van dinge. En ons raak so emosioneel, dat ons totaal en al vergeet, dat God is 'n ewige God, wat vir my en vir jou lief is. Sy verbondsbeloftes bly konstant oor geslagte heen. God is 'n generational God. Hy's 'n God van legacy. En daarom is dit belangrik, ouers, dat ek en jy moet so leef, dat die seëninge wat die Here oor ons lewens uitgespreek het, dat dit sal gaan van ons kinders, na ons kinders se kinders, na ons kinders se kinders se kinders, na ons kinders se kinders se kinders se kinders, en dat die legacy sal aanhou. Hoekom? Want ek en jy het eendag besluit om God te dien en hom in alle waarheid te volg.
En as gevolg van daardie besluit, kan dit oorgaan na ons kinders toe, en hulle kan sien hoe ons die Here dien, hulle kan sien hoe ons die Here aanbid, en nou kan hulle ook daai geleentheid kry. En die Here honor die generational blessings. Hoekom? Want hy het 'n verbond gemaak met Abraham. En dieselfde blessings wat hy oor Abraham gespreek het, spreek hy vandag oor my en jou. He's a generational God. Dis die blessing gedeelte. Ons vergeet in die cursing gedeelte. Ons vergeet ouers dat wanneer ek en jy gaan leef soos wat ek en jy wil leef in ons sondige natuur indulge en ons leef soos wat ons wil en ons stel God nie eerste nie, dan is dit ook 'n generational curse wat oorgaan na ons kinders toe. Totdat hulle sê tot hier toe en nie verder nie. En hulle sny dit af. Want dan kom Abraham se blessings weer op hulle. Want hulle is dan nou weer in die regte lyn, as ek dit so kan stel. Ek en jy moet versigtig wees hoe ons leef. Our God is a generational God. Psalm 119 vers 89 sê, Your eternal word, O Lord, stands firm in heaven. Ons het nog 'n skrif wat sê dat die woord van die Here sal nooit ledig terugkeer nie. Amen? Die woord van God sal altyd vrug voortbring. Die derde punt wat El Olam vir my en vir jou wys, is God is standvastig en betroubaar. God is standvastig en betroubaar. God se natuur vervaag of verswak nie. God gaan nie een oomblik happy wees en alles gaan net lekker wees en in die volgende oomblik is dit doom and gloom en al hierdie goed. Nee, God is dieselfde. God is dieselfde. Ek en jy besluit vandag of ons onder God se sambreel gaan staan, as ek dit so kan stel, en of ons onder sy sambreel uitstap. Ek en jy besluit of ons onder God se geregtigheid staan en alles wat daarmee gepaard gaan, of ek en jy stap buite geregtigheid en in ongeregtigheid en ons bevind onsself in hierdie plek. Maar God is altyd konstant. Hy's 'n God of righteousness. Hy's die ewige God. Hy word nie swak nie, hy word nie moeg nie, hy is altyd in dieselfde baan. Waar bevind ek en jy onsself? In watse baan bevind jy jouself? Beweeg jy en ek saam met die Here? Of is ons buite God se wil? Is ons buite God se geregtigheid? Waar bevind ek en jy onsself? Want God is altyd dieselfde. En dan het ons die audacity om te sê, God het my verlaat. Nee, ek wil dit vir jou hard en duidelik vanoggend sê, God het jou nie verlaat nie. Dis jy wat jou rug op hom gedraai het. Al wat jy hoef te doen is om te draai en hom weer te sien. But you need to turn around. You need to turn around from your sin. You need to turn around from unrighteousness. You need to turn your face back to God. Dis ek en jy wat hom los, nie God wat ons los nie. Hy's alomteenwoordig. Hy kan fisies ons nie los nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Hy's alomteenwoordig. God kan jou nie verlaat nie. Maar ek en jy kan ons rug op hom draai. En omdat ons rug op hom draai, is die maklikste prentjie is maar om die sambreel prentjie te gee. Beweeg ons onder sy beskerming uit. Beweeg ons onder sy sambreel uit. Beweeg ons in verkeerde baan. As ek en jy aflos hardloop, dan staan ons span in dieselfde baan. As ek in 'n ander baan gaan hardloop, dan word ek gediskwalifiseer. En baie mense diskwalifiseer hulle self aan God se blessings, aan God se alles wat God vir ons in store het, want hulle hardloop in verkeerde baan. It's time to get back on track. It's time to get back on track en God te volg, want hy verander nooit. Hy is standvastig, hy is betroubaar. He will never fail us. Ons sing daai liedjie. He will never fail. Net op 'n baie mooier key. Ek was nou lanklaas in die worship team, so he will never fail, en dan skree ons nog, he won't. Ons beklemtoon dit ook nog. En Saul gaan bos op die dromme en ons gaan aan en he won't. En ons almal sê, yeah, he won't. En dan stap ons hier by die kerk uit en dan is dit soos
Ek wonder of die Here getrou is. Ek wonder of die Here my gaan help. Ek wonder of die Here nog my liefhet. Ek wonder nog. Hou op wonder. Begin weet. Begin weet. Hoe weet ek? As ek in lyn is met God. As ek in dieselfde baan kom as God. Die 4de punt, wag, kom ek lees eers vir julle skrifte, om hierdie net te bevestig. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ons het dit nou 'n bietjie oor gesels. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. As Jesus in die woord vir my en vir jou gesê het, sonde is sonde, dan gaan hy nou nie kom in 2025 en sê, weet julle, kom ons kom mekaar tegemoet. Hierdie sonde wat julle doen, weet julle, die tye het so verander en weet jy, alles het so rustig geraak. So kom ons raak net so 'n bietjie rustig oor hierdie sonde. Daai versie wat sê, moenie hoereer nie, moenie dronk word nie, moenie skinder nie. Skinder is so lekker, ek sien hoe julle mekaar geniet en lekker skinder. Miskien moet ons net so bietjie verminder op hierdie reël. Kyk vir die een langs en vir hy, skinder jy. Jy sien ons is mos geneig om net te preek oor die groot sondes. Jy weet, moenie adultery pleeg nie, moenie ander idols dien nie en moenie moord pleeg nie en weet ons al die groot sondes. Maar ons vergeet daai skinder lelik praat agter mekaar se rug is net so groot sondes as moord pleeg. Sis. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Dieselfde. As God se woord sê ja, is dit ja. As God se woord sê nee, dan is dit nee. Ek en jy kan dit nie verander nie. Dis nie wette van 'n land wat gou verander kan word nie. Dis God se woord. God se woord is ewig. Hoekom? Want hy is El Olam. Hy is die ewige God. Sy woord bly dieselfde. Sy woord is ja. En ons sê amen op dit. Amen. Maleagi 3 vers 6 sê, I am the Lord and I do not change. Wie van julle het al gehoor dat God lieg? Kan God lieg? So ons kan vandag vir mekaar sê, daar's iets wat God nie kan doen nie. Want ons sê, all things are possible with God. But there's one thing God can't do. And that's lie. Hy kan fisies nie lieg nie. Hy kan nie, dis nie in sy natuur nie. En nou sê die Here hierso, I am the Lord. And I do not change. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Ek is so bly God kan nie verander nie. Want ons mag dalk heel moontlik 'n tweede Noag situasie gehad het. Maar God het gesê nooit weer sal daar so oorstroming wees dat ek die hele aarde sal flood nie en oorbegin met 8 mense nie. Dink julle regtig as God kon verander dat ons nog hier sou wees? Hy sê hierso in Maleagi, omdat ek 'n God is wat nooit verander nie en ek my woord eer. Dis die enigste rede hoekom hierdie ouens nog leef. Dis die enigste rede. Kan julle sien hoe groot God is? Kan julle sien hoe genadig God is? Die 4de punt wat ons sien in hierdie naam van God, El Olam, the everlasting God, is God se ewige perspektief. God het die ewigheid in sy oog. Hy kyk vir die ewigheid.
Terwyl mense binne tyd leef, herinner El Olam ons daaraan dat God die hele geskiedenis en die toekoms tergelykertyd sien. God sien jou begin en hy sien jou einde, want hy is die ewige God. Het julle hom? Alright, van julle kyk my half aan van, hierdie ding moet nou net nie breek nie. Maar God is ewig, maak nie saak waar ons is nie. Hy is oral. Ewigheid is, ja, ek moet dan net nie daar kap hê, ek sien van julle see mense, soos, alright. God is ewig. Ek en jy worry oor 'n kersie. Hoe lyk jou ewigheid? Hoe lyk jou ewigheid? Hoe lyk jou ewigheid? Hoe lyk dit? Hoe lyk julle ewigheid? Hoe lyk my ewigheid? God het die ewigheid in sy hand. God sien alles. En omdat God alles sien, het hy 'n plan vir alles. En ek en jy is deel van daai plan. Dit maak my opgewonde. Hoekom? Want ek is nie net nog gebore, 'n oepsie glipsie, oepsie daisy nie. God het 'n plan met my lewe. En hoeveel keer wat die vyand my al doodmaak. Maar die Here het my elke keer beskerm. Hoekom? Want God het 'n plan met my lewe. My lewe is nou al 45 jaar aan die gang. My bediening is nou al 20 jaar aan die gang. Maar Johannes, ek weet nie hoe oud hy was nie, kom ons sê hy was 34 jaar oud. Sy bediening was 6 maande en toe is hy klaar. Toe is hy dood. Hartseer. Maar hy het sy calling vervul. Why? Because he was the voice in the wilderness, crying out, here's the Messiah. Wat is God se plan vir jou lewe? Dis die grootste ontdekking wat ek en jy ooit in ons lewe kan hê, is om te weet wat is God se plan met jou lewe. En baie van ons wat hierso sit, vra die vraag, wat is God se plan met my lewe? Want dit voel so op en af. Dit voel so heen en weer. Dit voel so onvervullend. En dis waar ek en jy dan op 'n journey gaan saam met die Heilige Gees, om dinge wakker te maak in my lewe, om te weet wat God vir my instoor het, nie gekoppel aan mense nie, maar gekoppel aan hom. As ek en jy gaan wag vir mense om by ons roeping en die plan van God uit te kom wat God vir jou het, jy mag dalk lank wag. Maar God wil hê dat ek en jy moet by hom uitkom. Ja, die Here gebruik ons om mekaar te shape, om mekaar te slyp. Yster slyp yster, nê? Die Here gebruik ons om mekaar te help om in 'n sekere rigting te beweeg, om sekere dinge te ontgin, om sekere dinge uit te kry. Maar dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om seker te maak dat God se plan vir my lewe sukses bereik. En hoe doen ons dit? In God se teenwoordigheid. In God se teenwoordigheid. Jy kan dit nie op 'n ander manier kry nie. Hebreërs 4 vers 13 sê, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before his eyes. And he is the one to whom we are accountable. Ek en jy is accountable teenoor God. Ons gaan eendag voor die Here staan en sê, dan gaan die Here vir jou vra, wat het jy met jou lewe gemaak? En ek en jy gaan account moet gee van wat het ons gedoen met die talente wat die Here vir ons gegee het. Wat doen ek en jy? Begrawe ons dit en sê, nee, die pastoor kan liewerste dit doen, of daai broer kan dit liewerste doen, of daai suster kan dit liewerste doen. Ek is nie so bevoegd en so bekwam om dit te doen nie, so ek skuif dit maar daar onder die mat in, of ek begrawe dit in die grond, en ek sal cheer. Go team, go.
Maar die Here het al die potensiaal binne in jou geplaas om die 100 meter te hardloop teen 'n rekordtyd, maar omdat jy jou talente begrawe en omdat jy nie seker is van die plan wat God in jou lewe het nie en omdat jy self gefokus is en nie op God gefokus is nie, sit jy op die paviljoen en jy's 'n cheerleader. Dis nie God se plan vir jou lewe nie. God wil hê dat jy moet hardloop. God wil hê dat jy moet kom by die plek waar hy jou wil hê. En ja, dit mag tyd vat. Dis 'n proses. Hoekom? Want God het klaar gesien die plan wat hier moet wees. Maar God gaan jou nie hier vat en net in die plan ingooi nie. Want jy gaan skade berokken aan die plan. God gaan jou vat op 'n journey en hy gaan jou vorm en hy gaan jou maak die persoon wat jy moet wees. En elke tree en elke dag vat hy jou bietjie nader aan die eindresultaat van hierdie plan, sodat jy dit kan uitleef tot in ewigheid. God is 'n God van ewigheid. En God sien alles. Vra vir die een langs jou, leef jy jou talente uit? Dis 'n moeilike vraag. Leef jy jou talente uit? Wie is 90 jaar oud hierso? 89, 87, 86. Kom Willie? Kom Willie is 86, hy lyk 20. Wie is, ek gaan nou nie so laag gaan nie, want hulle is almal in die sonnaskool. Wie is 13? Hierdie jonk van gees. Ek sien jou broer, ek sien jou. Right, wie is 14? Ruben. Kan ek vir julle vra om gou hier voor by my te kom staan, sommer net hier voor? Oom Willie. Oom Willie is vandag die oudste in die kerk. En Ruben is dan nou in hierdie gehoor die jongste in die kerk. Dan die kerel is dan 85. Joh. Dan hy lyk ook 20. Hulle sê as jy ouer word, raak jy korter. En as jy as jy jong is, word jy tot op 'n sekere plek aan begin jy. So jy gaan eendag weer kort raak, hoor, moenie worry nie. Ek was ook lank eendag tot jy gekom het. So die plan wat die Here het op hierdie ouderdom is nog steeds in werking. Die plan wat die Here op hierdie ouderdom het, is nog steeds in werking. En ek wil vir almal sê vandag, en wil staan nou hier as verteenwoordiger van ons ouer generasie. Maar die ouer generasie, julle het nog steeds 'n plan vir jou lewe. God het nog steeds talente in jou geplaas wat uitgeleef moet word. Jy is miskien op pensioen in die fisiese, maar jy's nog nie geretire nie. You are refired. Maak dit sin. Jy word weer aan die brand gesteek om te doen dit wat die Here vir julle gesê het om te doen. Leef julle talente uit. Leef dit uit. En hierdie geslag, hierdie jonger geslag, groei, ontwikkel, leer, doen dit wat die Here vir julle sê om te doen. Hoekom? Want God het 'n plan vir julle lewe as jong mense, luister vir my. Die Here het vir julle as jong mense 'n plan. En julle moet gehoorsaam wees aan God se woord en leer dit wat die Here wil hê julle moet leer. Hoekom? Want as julle talente gaan begrawe op hierdie ouderdom, gaan jy dit mis. As jy jou talente gaan begrawe op hierdie ouderdom, gaan jy dit mis. Moenie jou talente begrawe nie. God het 'n ewige plan met jou lewe. Dankie, julle kan sit. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Van generasie tot generasie. Van generasie tot generasie is God ewig. Hy weet wat hy met jou lewe wil doen. Moenie jou talente wat die Here vir jou gegee het nie. Ons noem dit genadegawes. Ons noem dit motiveringsgawes. Die ouens wat ministry development doen, hulle weet nou al 'n bietjie meer van dit. Maar dis gawes wat in jou ingebou is. Gebruik dit waarvoor? Tot eer en verheerliking van God. We must be kingdom minded.
As God vir jou 'n belofte gegee het, is dit nie vir jou eie gewin nie. Dis vir die koninkryk van God. As God vir jou 'n talent gegee het, is dit vir die koninkryk van God, nie vir jou eie gewin nie. Ek het 'n profetiese woord oor my lewe en ek kan dit nie vir myself hou nie. Ek moet dit uitleef. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will be added unto you. So I take the word of God over my life. I take the talents God has given me. I take the gifting God has given me, and I use it towards the kingdom of God and for righteousness, and therefore all the other things will be added unto me. Maar wat doen die wêreld? Die wêreld kry 'n talent, hulle kry 'n gawe, hulle kry 'n roeping op hulle lewe en dan gaan doen hulle dit vir die wêreld om dan te excel in die wêreld sodat hulle geld kan kry en rykdom kan kry en fame kan kry en celebrity kan wees en al die tipe van goed. En ek sê nie dit is verkeerd nie, ek sê net daar's soveel meer wat jy kan doen. Daar's soveel meer lewens wat jy kan verander deur dit vir die koninkryk van God te gebruik. We must be kingdom-minded. Hoekom? Want God se koninkryk is nie vir die kersie nie. Net vir hierdie oomblik nie. Ons leef al in dit, ons beleef dit, wanneer ek en jy ons lewe begin, dan begin ons stap en ons het keuses om te maak en ons begin die Here volg en ons maak 'n sê vir die Here, Lord, I surrender my life, en ons begin koninkryksgerig raak. Maar dis nie waar die koninkryk stop nie. Die koninkryk is nie net vir die aarde nie. Die koninkryk is nie net vir die kersie nie. Die koninkryk is vir ewig. Hierdie is die koninkryk van God. Die een wat everlasting is. Die een wat altyd is. God se koninkryk gaan nie stop as ek en jy ons asem uitblaas nie. God se koninkryk hou aan. Amen? Hoekom wil ons dit dan beperk? Hoekom wil ons dan alles beperk? Hoekom wil ons God beperk in hierdie oomblik? In hierdie oomblik. As ek en jy net vir hierdie oomblik leef, gaan ons net lig kan maak in so 'n radius. Maar wanneer ek en jy die koninkryk van God as ewigheidswaarde, as ewigheidskoninkryk sien, dan gaan ons soveel meer lig kan bring. Waar bevind ons onsself? God se perspektief is die ewigheid. Daarom moet my en jou perspektief ook die ewigheid wees. Jesaja 46 vers 9 en 10 sê, Remember the things I have done in the past, for I alone am God. I am God, and there is no one like me. Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. As jy net hierdie versies lees, moet dit al klaar vir jou 'n mindset gee van I need to get on board with God. Ek moet begin doen wat God vir my sê om te doen. Want God weet alles. Hy is die enigste een wat vir ons die toekoms kan sê. En dan wil ek dit sê. Hou op om jou horoscoop te gaan lees. Ek noem dit 'n horoscoop. Dis mos daai sterre ding, nê? Wat is dit? Die scopes, die tydskrifie wat sê hierdie sterretjie het nou verby hierdie planeetjie gegaan en daarom gaan jy baie geluk beleef. Wanneer jy dit doen net met daai goed, spreek jy 'n vloek oor jouself. Want jou vertroue is op die sterre en planete. En jy haal die krag van God oor jou lewe van jouself af. Hou op besig wees om die toekoms by 'n tannie te gaan soek wat in 'n glasballetjie vaskyk. En sê, ek sien 'n bruinoog man in jou lewe.
Rarig. Dis witchcraft. Dis witchcraft. Dis demonies. Wie is ek en jy? Ons is kinders van God. Ons God is El Olam. Hy is die ewige God. Hy is Adonai. Hy is ons Heer en Meester. Hy is Elohim. Hy is God the Creator. Hy is Yahweh. I am who I am. Hy is die een wat vir ons asem gegee het. Hoe durf ons na die wêreld te gaan en sê, wat is my toekoms? Ek weet, die van julle wat tydskrifte deurblaai en koerante deurblaai, julle kry so net wonder. Hou op wonder na die dinge van die wêreld. Hou op 'n lus kry vir die dinge van die wêreld. Plaas jou fokus op God se woord. Hy is die enigste een wat die toekoms ken. Hy is die enigste een wat jou lewe ken. Hy is die enigste een wat jou begin en jou einde ken. Hoekom? Want hy is die Alfa en die Omega. Hy is die Alfa en Omega. Ek en jy moet ons lewe in hom plaas. Amen. Sê vir die persoon langs jou, God is El Olam. El Olam herinner ons daaraan dat terwyl alles in die lewe verander, God ewig, onveranderlik en betroubaar bly vir ewig. Hy's vir ewig betroubaar. Kan ek 'n eerlike antwoord kry by julle? Wie van julle het al gewonder, gaan God my help? Ons almal was al daar. Ek is so bly, want vandag het ek vir julle gemoedsrus gebring. God gaan nie verander nie. God het 'n plan met jou lewe. So jy hoef nooit weer die vraag te vra, gaan God vir my deurkom nie? Nee, he is faithful. Hy is El Shaddai. Hy is Yahweh Jireh. God that will provide. Hy is die een wat ver vooruit sien. Abraham het die toekoms gesien. En daarom was hy joyful oor die plan van God. Want hy het gesien Jesus Christus se kruis. God sien vandag jou lewe raak. God sien jou raak. Hoekom? Hy is, wat het ons gesê, God that sees, he is El Roy, the God who sees. He's the God who sees. Kom ons staan. Here, ons as mens is vasgevang in tyd. Die dag toe die sonde inkom, Vader, die horlosie begin. En het daai horlosie vir ons gesê, dit gaan nie net goed gaan nie, maar dinge gaan afwaarts gaan. In die begin het mense honderde jare oud geraak. Vandag is daar 'n limit op ons lewe. Want Here, ons is so vasgevang in tyd. So vasgevang in tyd en veral vandag, waar ons hardloop van een ding na die volgende ding, waar 5 minute voel nie eers meer soos 5 minute nie. Tyd hardloop so vinnig, Here. En ek weet dat U die ewige God is, want U woord sê vir ons, dat U is El Olam, the everlasting God. U het geen beperktheid nie. Daar's niks wat U keer nie. U kan nie in 'n boks geplaas word nie. En Here, daarom wil ek vandag vir U dankie sê, dat U vir ons as mens bring op 'n plek waar ons in 'n dieper verhouding met U kan staan. En dat U dit vir ons moontlik gemaak het deur die kruisdood van Jesus Christus en die opstanding, dat ons vandag 'n persoonlike verhouding
met U as God kan hê. En so wil ek dan vra, Here, dat U ons sal vergewe van al ons sondes. Was ons skoon, Here, witter dan die sneeu. Kom haal al die ongeregtigheid en onsuiverhede in ons lewens, kom haal dit uit, Here. Want Here, ons wil ons lewe leef in geregtigheid, met U koninkryk in ons harte, met U koninkryk in ons verstand. Ons wil fokus op dit waarop U fokus. En Here, vandag staan hier dalk mense, manne en vroue wat sê die Here is ver van my af. Here, dankie dat hulle vandag tot die besef kan kom. That all that they need to do is turn around. Turn around and follow you. Turn around and look into your face. Look into your glory. En ek bid, Here, dat U vir ons as lig en lewe sal help, as mense, as manne en vroue wat vandag hier staan, om ons lewe so te leef, dat ander U in ons lewe kan sien. Dat hulle ook sal sê, God is obviously with you. Here, ek weet dat ons baie keer, as gevolg van ons tyd, so maklik uit die baan kan uitbeweeg en ons eie dinge kan doen. En so maklike verskoning kan opmaak en sê, Here, ek kan nie nou met U tyd spandeer nie, want ek het nie nou tyd nie. Here, ek kan nie nou my Bybel lees nie, want ek het nie tyd nie. Here, ek kan nie nou bid nie, want ek het nie tyd nie. U is die ewige God. Dankie dat U vir ons tyd het. Dankie dat U ook tyd maak met ons. En ek bid, Here, dat U ons sal verlos van hierdie mindset that I do not have time. Maar Here, dat ons saam met U sal beweeg. Heilige Gees, vat ons by die hand, lei ons, help ons, vorm ons, maak ons die manne en vroue wat U wil hê ons moet wees, sodat ons by die plan kan uitkom wat U vir ons bestem het. Ek wil bid dat elke talent wat begrawe is, elke gawe wat begrawe is, ek vra Heilige Gees dat U elke man en vrou sal kom wakker maak rondom daardie gawes. Daai ingebore gawe, daai talente wat U vir ons gegee het. En Here, dat ons dit sal kan gebruik tot eer en verheerliking van U naam, vir U koninkryk, en dat U naam opgelig kan word, vir ewig en ewig en ewig en ewig. Ek wil bid vir ons jonger generasie, Here, wat nog in die ontwikkelingsproses is, Here, dat U hulle sal ontwikkel, sal maak, die manne en vroue wat U wil hê hulle moet wees, sodat hulle van vandag af kan besluit en sal sê, ek gaan God se roepstem volg vir my lewe. Here, ek dink aan ons young adults. Here, ek bid, Here, dat U vir hulle wat nog jonk is, Here, wat nou werk begin het, wat miskien al vir 'n paar jaar werk, maar Here, wat nog jonk is, wat nog soveel jare in hierdie tydsone van ons het, Here, wil ek bid dat U vir hulle wysheid en insig sal gee, Here, dat hulle nie die dinge van hierdie wêreld sal najaag nie, maar Here, dat hulle U koninkryk sal najaag. En dan wil ek spesiaal bid vir ons senior generasie, Here. Ons generasie, Here, wat miskien nou nie meer 'n aardse werk doen, Here, maar wat nog so baie het om te gee. Bid ek, Here, dat U binne in hulle die talente wat U oor die jare wakker gemaak het in hulle lewe, sal kom reignite. Dat hulle sal wakker word en sal sê, ek gaan hierdie gawes, hierdie talente gebruik vir die koning van alle konings, om die koninkryk van God uit te brei. En Here, dankie dat ons vandag kan verklaar, You are the everlasting God. You are the everlasting God. U sien ons begin, U sien ons einde. En daarom, met dit in gedagte, gee ons lewens oor aan U en sê, Here, kom vorm ons en maak ons wat U wil hê ons moet wees. Ontvang die seën van die Here vandag. May El-Olam bless you and protect you. May El-Olam smile on you and be gracious to you. May El-Olam show you His favor and give you
His peace. Ek bid, Here, dat U ons almal sal seën in hierdie week en dat ons bonatuurlike tyd sal hê om te doen dit wat U sê ons moet doen. Dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord, want ons het U in gedagte. Gebruik ons, werk deur ons, stuur ons, dat ons hierdie week werklik lig en lewe sal wees vir hierdie vallei. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.